Goeiemôre broers en susters. Baie welkom by ons erediens. Baie welkom ook aan alle besoekers. Mag die Here ons ook so seën deur hierdie diens. Ons begin ons diens deur vooraf saam te sing. Ons gaan saam sing uit lied 308 vers 1, 3 en 5 en dan lied 265 vers 1 en 2. Geliefdes, ons openlike verklaring saam as gemeente is saam met die psalmdigter in Psalm 121. Ek kyk op na die berge. Waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy sal nie toelaat dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. As ons so as gemeente ook uitroep, dan weet ons ontvang ook die seën van ons Here. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan antwoord op die seën van die Here deur saam te sing uit Psalm 8:2 vers 1, 2 en 5 en daarna gaan ons saam ook ons geloof bely.
Geliefdes, ons het nou gesing van die skepping wat getuig van die Here en ons weet sy gelinge of kinders getuig ook van die Here. En mag ons as gelowiges elkeen saam ook nou van ons geloof getuig. Ons doen dit met die woorde van ons geloofsbelijdenis ook in ons hart. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel ondergaan het. Wat weer op die 3de dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en hy sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy weer sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van ons liggame, en ek glo in die ewige lewe. Amen. Geliefdes, as deel van ons voorbereidingsdiens gaan ons vandag fokus op die Heidelbergse Katekismes Sondag 45, Sondag 43, nie 45 nie. Ons weet dat die wet van die Here is ons ook in Jesus se woorde onthou, sê hy dat die opsomming van die wet van die Here is liefde vir God en liefde vir jou naaste. Die liefde vir jou naaste is die fokus dan vir die 9de gebod, en dit is waarna ons ook in die prediking gaan kyk. In die prediking gaan ons die gedeelte lees waar die tempelwagte terugkom by die fariseërs. Hulle het nie vir Jesus gearresteer nie. En dan sê Nikodemus vir die fariseërs iets opmerklik. Hy sê, ons kan nie sommer net, ons wet sê, hy vermaan hulle eintlik, ons wet sê, ons kan nie net iemand oordeel op grond van wat ons gehoor het nie, ons moet hom nader, ons moet met hom praat, ons moet eers sy kant van die storie hoor, voordat ons kan oordeel uitvoer. En hulle doen dit nie. Ons gaan sien hoe hulle sommer maar net Nikodemus dan ook beskuldig en sê, jy is gebore in Galilea, jy is net soos hierdie persoon, en hulle gee hulle nie eers tweede kans, of hulle wil nie eers na enige iemand luister nie. So hy sê vir hulle, moet nie die 9de gebod oortree nie. En dis die gebod waarop ons nou gaan fokus, en dan ook in ons prediking gaan fokus. Die Heidelbergse Katekismes leer ons van die 9de gebod in Sondag 43, waar ons die vraag vra, wat eis die 9de gebod? En dan is die antwoord, ek mag teen niemand valse getuienis aflê, niemand se woorde verdraai, nie 'n kwaadsteker of 'n lasteraar wees nie, niemand onverhoord en ligtelik help veroordeel nie. Alle forme van lieg en bedrieg moet ek as die duiwel se eie werke vermy, as ek nie die sware toorn van God oor my wil bring nie. In die regsaake en in alle ander handelinge moet ek die waarheid lief hê en opreg wees in wat ek sê en bely. Dit is eenvoudig dat ons nie enige valse getuienis moet aflê nie. Dan las die Heidelbergse Katekismes iets by, wat vir ons so mooi verduidelik wat die 9de gebod van ons vereis. My naaste se eer en goeie naam moet ek na my vermoë verdedig en bevorder. Gaan nie net oor skinder nie, dit gaan ook oor stil bly. As jy in 'n geselskap is en ander mense skinder oor 'n persoon, maar jy verdedig nie jou naaste se goeie naam nie, dan oortree jy ook hierdie 9de gebod. Maar geliefdes, in die prediking gaan ons sien, dit gaan nou vir ons oor iets dieper. Want dit gaan in besonder oor Christus. En die vraag wat ons vandag vir onsself gaan afvra is, bevorder ek Christus se goeie naam? Of oortree ek die 9de gebod deur stil te bly? En as ek nie van Christus getuig nie,
dan is ek besig om stil te bly en nie sy goeie naam te verdedig nie. En dis ons fokus dan ook vandag. Ons gaan nou saam sing oor die Here se verlossing, want die Here se verlossing dryf ons daartoe om te getuig. Kom ons sing saam uit Skrifverruiming 1:3 en daarna gaan ons saam bid. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en Hemelse Vader. Here, ons het op 'n klein deeltjie van U wet vandag gefokus. Net op die 9de gebod en net deur die 9de gebod moet ons in skaamte erken dat elkeen van ons skuldig is. Nie een van ons kan sê dat ons in terme van die 9de gebod ons naaste se goeie naam eer en verdedig in alle gesprekke nie. Vader, en dit gaan selfs verder, dat ons ook in skaamte moet erken dat ons selfs nie U naam in elke gesprek verdedig en beskerm nie. Daarom smag ons na U. Daarom dors ons en honger ons na die verlossing van Jesus Christus ons Here. Ons kan nie anders nie, ons is in onsself nie in staat om U te dien nie. Maar U gee vir ons U Gees, die bron van lewende water wat uit ons binneste vloei. Help ons om dit vandag raak te sien. Vader, help ons dat ons nie op twee gedagtes hinker nie, maar dat ons so oortuig sal wees, dat ons getuig. Dit bid ons om die naam van ons Here en Verlosser, Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons skriflesing kom vandag uit Johannes 7. Johannes 7 vanaf vers 45 tot en met vers 52. Johannes 7 vers 45 kan 'n mens natuurlik nie sonder die konteks van die hele hoofstuk en die hele boek selfs lees nie. Ons gaan net hierdie gedeelte lees, maar ons gaan in die prediking ook gesels oor die res van die boek en die res van die hoofstuk, want dit is belangrik om hierdie agtergrond ook mooi te verstaan.
Johannes getuig van Jesus Christus in die evangelie van Jesus volgens Johannes. In vers 45 sê hy, daarna het die wagte na die priesterhoofde en die fariseërs toe gegaan, en die het vir hulle gevra, waarom het julle hom nie gebring nie? Die wagte het geantwoord, nog nooit het iemand gepraat soos hierdie man nie. Die fariseërs sê toe vir hulle, is julle tog ook nie ook mislei nie? Het een van die lede van die Joodse raad miskien in hom geglo, of een van die fariseërs? Nee, dit is net hierdie vervloekte mense, wat nie ons wet ken nie. Nikodemus, wat voorheen na Jesus toe gekom het, en wat een van hulle was, sê toe vir hulle, volgens ons wet, kan ons mos nie sommer iemand veroordeel, sonder om eers van sy kant van die saak te hoor en vas te stel, wat hy doen nie. Nikodemus sê vir hulle, julle is besig om die 9de gebod te oortree. En die 9de gebod sê, moenie valse getuienis aflê, en sê, jy moet eers iemand anders se kant van die saak hoor, en dan kan jy oordeel verg. Hulle sê toe vir hom, jy kom tog nie ook van Galilea af nie? Ondersoek die skrif, en jy sal sien dat God niemand uit Galilea, of jy sal sien dat God niemand wat uit Galilea kom as profeet roep nie. 2 verse is ons fokusverse in hierdie gedeelte. Dit is vers 46 waar die wagte vir die fariseërs sê, nog nooit het iemand gepraat soos hierdie man nie. En dan ook Nikodemus se woorde, volgens ons wet kan ons mos nie sommer iemand veroordeel sonder om eers sy kant van die saak te hoor en vas te stel wat hy doen nie. Geliefdes, in die evangelie van Jesus Christus volgens Johannes, soos Johannes rapporteer, is hierdie apostel besig om van Christus te getuig. Dis die doel tog van sy skrywe aan die gelowiges. Dit wil vir ons voorkom as jy sy boek lees, dat daar gelowiges was wat aan hom geskryf het en vir hom gevra het, Johannes, ons sukkel 'n bietjie met hierdie boodskap, sê vir ons wat is die waarheid? En Johannes skryf dan terug vir hulle, of hy rapporteer aan hulle en sê, julle kan glo. En dan som hy eintlik sy hele doel van die evangelie, die skrywe van die evangelie, som hy op in hoofstuk 20 vers 31, waar hy sê, hy skryf hierdie dinge, sodat die leser kan glo, dat Jesus die Christus is, die Seun van die lewende God, en deurdat hulle te glo, die lewe kan hê. Dis Johannes se doel. So alles wat hy skryf, elke gelykenis wat hy vertel, die manier waarop hy in hierdie gedeelte rapporteer, daar's baie dinge wat vir ons uitstaan, dinge wat hy nie sê nie, dinge wat hy sê. Alles struktureer hy om by hierdie doel uit te kom. Hy wil getuig, Jesus is die Christus, en hy wil hê ons wat dit lees, moet oortuig wees, sodat ons ook kan getuig. En Johannes 7 het nou 'n baie besondere plek in die gedagtegang van die hele boek, of van die hele evangelie, want in Johannes 7 hoor ons verskillende mense se getuienis. En dit lyk of niemand kan saamstem nie. Party van hulle praat oor hom, ander in dit neer, party verskil oor hom. Daar's gevegte onder mekaar. Party sê hy's 'n goeie man, hy's 'n goeie leermeester, hy's 'n goeie profeet. Sommige fluister en sê hy's dalk die Messias. Hy's die Christus. Ander sê nee, hierdie ou is van sy sinne beroof, hy's kranksinnig. Julle ken nie die wet nie, hy kan nie die Christus wees nie. Hulle verwerp hom. Nou geliefdes, die ding wat my hierdie afgelope 2 weke in hierdie teks besig gehou het, en ek glo die spanning wat baie van ons beleef, is dit nie dieselfde tipe spanning wat ons baie keer in ons lewens beleef nie. Hunker jy nie dalk vanoggend op 2 gedagtes nie? Jy glo, maar is jy werklik oortuig?
'n beter vraag is dalk, jy glo, maar is jy so oortuig dat jy getuig dat Jesus die Christus is, of bly jy stil as jy moet getuig? Want ons het gelees uit die 9de gebod, as jy stil bly oor die naam van jou naaste, besonder oor Christus seker, dan is dit net so goed soos jy getuig nie. C.S. Lewis beskryf hierdie spanning eintlik baie treffend in sy boek. Hy het 'n boek geskryf, Mere Christianity. As jy die boek iewers beskikbaar het en wil lees, dis 'n uitstekende boek. Maar hy sê dat as jy die evangelies lees en van Christus lees en dit wat Christus gesê het, dan kan 'n blote mens nie sê wat Jesus gesê het nie. Ek meen net die gedeelte waarna ons vandag gaan kyk en 'n bietjie voor dit, sê Jesus, hy maak 'n uitspraak, ek is die lewende water. Ek is die water wat lewe gee. As iemand na my toe kom, dan kan hy drink en hy sal nooit weer dors word nie. En C.S. Lewis sê oor Jesus, dat as jy na dit kyk wat Jesus gesê het, wat hy gedoen het, dan kan 'n blote mens dit nie sê nie. Hy moet of 'n leienaar wees, of hy's kranksinnig, of hy is die Christus. Maar jy kan nie neutraal bly nie. En elkeen van ons staan vandag voor hierdie keuse. Want dis wat jy by die nagmaalstafel doen. Ons sê die nagmaal is 'n belydenismaaltyd. Ons as gelowiges kom saam as kerk van die Here, sy huisgesin. En as jy hierdie brood eet en die beker drink, dan voed dit jou. Dit gee vir ons krag. Ons gaan dit nou in die nagmaalsformulier ook sê of sien, maar sentrale gedagte van die nagmaal is jy bely. Jy bely. Jy glo in Christus. Hy is die bron van lewende water vir jou en jy staan vandag weer voor hierdie keuse. Wat getuig jy van Christus? Die teks wat ons gelees het, speel af teen die geskiedenis van die Hittefees, en ons sien dit in die vorige gedeelte van hierdie hoofstuk. As julle dit weer gaan lees, veral van hoofstuk of vers 10 af, sien ons dat die Hittefees was aan die gang, en dit is die geskiedenis of die toneel rondom waar alles afspeel. Maar by die Hittefees was 'n baie bekende fees vir Israel gewees. Hulle het in die Hittefees hulle gedink in die tyd wat hulle in die woestyn was en wat die Here hulle deur die woestyn gedra het, waar hulle in hutte of tente gebly het in die woestyn. En hulle het tydens hierdie fees het elkeen vir hom vir 'n paar weke lank 'n hut gebou, 'n tydelike hut waarin hy gebly het, en hulle het in hierdie tydperk gedink en weer gedink daaraan dat hulle het niks gehad toe hulle in die woestyn gebly het nie, maar die Here het hulle daardeur gelei. Hy het hulle versorg. En veral vir hulle voorsien van kos, maar ook water uit die rots en op verskillende plekke. So water was 'n baie belangrike sentrale tema tydens hierdie fees gewees. Soveel so dat die hoogtepunt van die fees, die Hittefees waar hulle gedink het aan God se voorsienigheid, was die laaste dag. En op die laaste dag het hulle 'n groot optog gehad en die hoofpriester het vanaf die tempel geloop en hy het water by die bekende Siloam fontein gaan kry, vars water, vars borrelende water, wat hulle laat dink het aan hierdie lewenswater uit die woestyn. Hy het dit geskep, teruggegaan tempel toe en dit oor die brandofferaltaar gaan giet. En dan het hulle aan die voorsienigheid van die Here gedink en dat hy die bron van lewende water vir hulle is. Maar dan op hierdie klimaks oomblik kom Jesus. En hy staan op en hy sê, as iemand dors het, laat hom na my toe kom. Met die een wat in my glo, is dit soos die skrif sê,
strome lewende waters sal uit sy binneste vloei. Geliefdes, hierdie uitspraak van Jesus is ondenkbaar. Hy is die een wat lewende water gee, en hy verwys hier, Johannes beskryf dit ook, hy verwys na die Heilige Gees wat hy gee. En die wat in hom glo, sal die Heilige Gees ontvang, en hulle sal in hulle bron van lewende water hê, wat vir hulle konstant hoop, vrede en troos gee. Die troos van die Here. Maar dit bring ons by die teks, want terwyl Jesus besig is om hierdie groot uitspraak te maak, staan daar 'n skare om hom, en onder hierdie skare moes die wagte gewees het. Hierdie wagte wat hom moet arresteer. Ons lees vroeër in die hoofstuk dat die priesterhoofde, fariseërs het die wagte gestuur om Jesus te gaan arresteer. En hulle staan nou hier voor Jesus en hulle arresteer hom nie. En dan lees ons in ons geleesde gedeelte, hulle kom weer terug by die tempelwagte. Maar hierdie keer met leë hande. Hulle het niks om vir hom te bied nie. En wat sê hulle? Die fariseërs vra vir hulle verontwaardig, waarom het julle hom nie gebring nie? Hoekom het julle hom nie gearresteer nie? En dan antwoord hulle, nog nooit het iemand gepraat soos hierdie man nie. Onthou, hierdie manne is nie disippels nie. Het is nie hulle taak gewees om te getuig nie. Hulle is amptelike uitvoerders van die Joodse wet. Hulle moet Jesus arresteer. Maar hulle kom om te getuig. Nie om te arresteer nie. Hulle verdraai nie sy woorde nie. Hulle maak nie verskonings nie, en hulle lewe was heel moontlik in gevaar, omdat hulle so getuig het. Maar hulle is eerlik, en hulle getuig oor wat hulle gehoor het. Ironies genoeg, is hulle die ouens wat die 9de gebod uitvoer. Hulle is besig om Jesus se goeie naam te verdedig. Soos ons gelees het in Sondag 43, dat God nie net sê, hy verbied ons nie net om nie te jok nie, maar hy verbied ons hy gebied ons, sê ons moet ons naaste se goeie naam eer, en sy eer soek, sy naam bevorder. Maar wat doen die wetsgeleerdes? Die mense wat die wet ken, die mense wat sê, ons is naby God, ons voer sy wet uit, ons leef hom, wat doen hulle? Hulle probeer manipuleer. Hulle probeer reageer deur groepsdruk, minagting. Hulle sê, is julle dalk ook mislei? Het enige van ons leiers dalk in hierdie Christus begin glo? Nee, julle is vervloekte klomp mense wat nie die wet ken nie. Julle is dwaase. Dis die leiers se antwoord. Daar's geen ondersoek, geen luister, net diskwalifisering. Geliefdes, is dit nie hoe ons ook baie keer maak met ons naaste nie? Selfs in die kerk. Selfs in die gereformeerde kerk. Ons is nie bereid om vir mekaar te luister. En as jy nie met my saamstem nie, dan moet jy jou eie paadjie gaan. Sonder om te luister. Sonder om geduldig na mekaar te luister en mekaar se eer te soek. Dis wat die wetsgeleerdes doen. Daar's nie ondersoek nie. Net diskwalifisering. En selfs Nikodemus, hy wat een van hulle is, ook 'n fariseer is, hy roep hulle op om hulle self te bekeer, om aandag te gee aan die 9de gebod. En wat is hulle antwoord op hom? Nee, Nikodemus, jy is ook van Galilea af seker. Niks goeds kan daar uitkom nie. Sien nie hoe maklik oortree ons die 9de gebod? Selfs deur mense wat sê hulle is voorstanders van die wet. Selfs ons. Wat sê ons is gereformeerd. So alles volgens die woord van die Here doen. Ons is so maklik om dit ook te doen. Maar dan moet ons so 'n bietjie dieper kyk. Want in ons teks gaan dit in besonder oor
die 9de gebod in verhouding met Jesus Christus. Want uiteindelik gaan die 9de gebod primêr oor Christus. Hy is die weg, die waarheid en die lewe waarvan ons moet getuig. Ons is geskape om beeld van God te wees, om sy heerlikheid uit te leef, sy heerlikheid te verkondig aan alle mense. Dis ons doel, dis ons wese. Ons moet getuig van Christus, ons moet sy goeie naam uitdra. Maar wat gebeur met hom? Hy wat kom om ons te wys wie sy Vader is, wat gebeur met hom? Hy word beledig. Hy is die slagoffer van die oortreding van die 9de gebod. Mense getuig vals teen hom, sy woorde word verdraai. Selfs Petrus, wat een van sy volgelinge is, hy sê nee, ek ken nie hierdie man nie. Hy getuig vals deur stil te bly. Sy goeie naam word vertrap en hy is die weg, die waarheid en die lewe. En geliefdes, hy dra die straf vir ons leuns. Hy dra die straf vir ons oortreding van die 9de gebod en al die gebooie van die Here. Die een wat sy naam beskadig is, beledig is. Hy gee vir ons sy Heilige Gees. Hoekom? Sodat ons kan getuig. Dis die rede. Die wagtige se getuienis is eintlik opmerklik. Hulle sê, nog nooit het ons iemand hoor praat soos hierdie man nie. Hulle getuig nie, hy is die Christus nie. Hulle getuig net, hy's 'n ou wat 'n besondere boodskap het, 'n unieke boodskap. Maar die groot vraagteken wat ons moet plaas in hierdie gedeelte is seker die getuienis van Johannes. Want onthou, Johannes is besig om te getuig oor Christus. En die Fariseërs is besig om 'n beskuldiging te maak teen Christus. Hulle sê hy is gebore uit Galilea, in Galilea. En Johannes bly stil daaroor. Want nêrens in die evangelie volgens Johannes getuig hy om te sê Jesus is gebore uit Bethlehem nie. Dit was tog 'n leuen. Waarom bly Johannes stil? Ons het onthou dat Johannes verseker geweet het Jesus is gebore uit Bethlehem, want in die tyd wat hy gerapporteer het, hierdie geskryf het, was het omtrent 85 tot 95 na Christus. En in daardie tyd was die evangelie van Jesus volgens Markus en Matteus, was dit al klaar in die omgang gewees. So dit was al klaar publieke nuus. Johannes sou dit gelees het, sy lesers sou dit gelees het, maar tog swyg Johannes oor Bethlehem. Waarom? Want Johannes se fokus is anders. Johannes se fokus is op Christus wat nie net van 'n aardse plekkie afkom nie, maar hy kom van God. Hy begin sy evangelie ook so. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was self God. Hy is God. Jesus Christus ons Here en daarom glo hy, daarom getuig hy kan nie daaroor stil bly nie. Want hy weet Christus kom van God. Hy is die lig, die waarheid en die lewe. Geliefdes, nou ken ons Johannes se getuienis. Maar wat getuig jy? Getuig jy soos die Fariseërs? Ja, hy kan nie die Christus wees nie. Hy is van sy sinne beroof. Getuig jy soos die wagte? Ek het nog nooit iemand soos hom gehoor praat nie. Of getuig jy soos Johannes, wat onder leiding van die Heilige Gees bely en sê, hy is die Christus, die Seun van die lewende God, hy is my Here. Geliefdes, jy kan nie neutraal bly nie.
As Jesus werklik die bron van lewende water is, dan eis dit van ons 'n antwoord. Jy kan net hierdie antwoord gee deur die werking van die Heilige Gees. As jy geproe het dat hy die bron van lewende water is, dat hy jou verlosser is, hy het jou sondes verlos, en hy het vir jou die ewige lewe verwerk, dan kan jy bely. Voor dan kan jy nie bely nie. Kan jy nie getuig nie. Maar as jy proe, as jy weet, hy is jou verlosser en hy is deel van jou, en jy is na hom toe op pad, dit is die grootste ding waarna jy uitsien. Dan kan jy getuig. En dis wat ons fisies sigbaar in die nagmaalstafel doen. As ons hierdie brood vat en die wyn drink, dan bely ons en sê ons Christus is deel van my. Hy het ook vir my sondes gesterf. En ek wil van hom getuig. Ons bely ons afhanklikheid van hom. Ons bely dat ek kom na hom toe want ek is dors, ek is honger, ek kan nie sonder hom nie, ek het nood in my lewe. Ons getuig. Hy is my bron van lewende water. Wat is jou besluit? Wat getuig jy vandag as jy nagmaal gebruik van Jesus? Is hy net vir jou stem uit die verre verlede? Of is hy die Here wat lewe gee? Is hy net 'n morele voorbeeld? Of is hy jou koning, jou verlosser? Johannes skryf sodat ons kan glo. Hy getuig dat ons kan glo. Christus roep dat jy kan drink, versadig word, lewende hoop hê tot in ewigheid, wat nie deur die dood weggeneem kan word nie, deur niks kan jou lewende hoop weggeneem word nie. Die Heilige Gees werk in jou hart, sodat jy kan getuig. Moenie stil bly nie. Getuig van ons Here, Jesus Christus. Amen. Geliefdes, ons gaan nou saam ook nagmaal gebruik, maar om dit te doen wil ons ook saam ons nagmaalsformulier lees, sodat ons kan weet waaroor die nagmaal gaan. En die doel van die nagmaal is dat ons oor alles moet dink wat Jesus gedoen het. Hy sê tog, doen dit tot my gedagtenis, dink daaroor na. Maar as ons dink, dan weet ons ook, ons glo opreg. Dit is ons belydenis. Wanneer jy hierdie brood eet en die wyn drink, dan bely jy en jy glo in Christus. Dis hoekom jy dit tot sy gedagtenis doen. Maar wat bely jy? Jy bely eintlik in effek 9 dinge. Ons bely, Jesus is deur die Vader na die wêreld toe gestuur. Ons bely, hy het ware mens geword en as sondelose lam het hy die toorn van God gedurende sy hele lewe op aarde, maar veral ook aan die einde gedra. Ons bely, hy het met volmaakte gehoorsaamheid God se wet vervul vir ons. Ons bely ook, hy het ons smaad gedra, sodat ons nooit weer tot skande sou word nie. Verder bely hy ook, hy is onskuldig ter dood veroordeel, sodat ons deur God vrygespreek kan word. Hy is aan die kruis gespyker, om ons skuldbrief van ons sonde daaraan vas te naal. Daardeur het hy ons vervloeking op hom geneem, om ons met sy seun te vul. Hy het helse pyn en smart en bange Godverlatenheid gelei, toe hy uitgeroep het, my God, waarom het hy my verlaat, sodat ons nooit weer tot skande sal word nie, of deur God verlaat sal word nie. Uiteindelik het hy met sy dood en bloedstorting die ewige genadeverbond bekragtig met die woorde, dit is volbring. Geliefdes, dis wat jy bely. As jy die brood neem, die beker drink, dan bely jy dat jy glo Christus het vir jou sondes gesterf. Jy sal nooit weer tot skande word nie. Jy sal nie deur God verlaat word nie, want jy het 'n Here en Verlosser, Jesus Christus.
Maar dit gee ook vir jou versekering. So jy doen belydenis, jy doen dit tot Christus gedagtenis en dit gee vir jou 'n versekering. Maar waarvan? Wanneer ons so aan hom dink, word die tekens van die brood en die wyn 'n versekering dat hy hom in ons plek oorgegee het en dat hy ons so seker met sy liggaam en bloed voed as dat ons die brood en die wyn eet en drink. So wil die lewende Christus ons deur sy gees ons ook van sy liefde verseker en ons tot die vaste wete bring dat ons ook tot hierdie genadeverbond behoort. En elke keer as ons die nagmaal vier, hoor mooi wat ons sê, verkondig ons sy dood totdat hy kom. Jy doen nie niks as jy die nagmaal vier en jy verkondig, jy is besig om 'n belydenis af te lê. So jy verkondig sy naam, maar dan sien ons ook uit na die bruilofsmaal van die lam. Sien jy uit daarna? Ons sien uit om by Christus te wees. Dis wat jy herken as jy nagmaal gebruik. Maar die nagmaal leer ons ook 'n klomp dinge, sewe goed wat die nagmaal ons leer. Dit leer ons om die kruisoffer van ons Here Jesus Christus as ons enigste grondslag van ons saligheid te omhels. Net hy het jou gered. Kan nie gered word deur jou dade nie, of deur iets wat iemand vir jou doen nie. Net Christus, deur geloof in Christus word jy gered. En die tweede ding wat ons leer is sy liggaam is gebreek en sy bloed vergiet tot 'n volkomme versoening van al ons sondes. Hy is vir ons die ware voedsel en drank van die ewige lewe. En deur sy dood het hy gesorg dat die Heilige Gees vir ons geskenk is. En die Heilige Gees verbind ons ook nou aan Christus en hy sorg dat ons aan al sy rykdomme deel. Dan die pragtigste deel vir my van daar's soveel dele uit die formulier wat vir my mooi is, maar hierdie deel is vir my regtig besonder. Die Heilige Gees bind ons ook as lede van een liggaam in ware liefde saam. Ons almal is een liggaam, daarom moet ons almal wat deur die geloof in Christus ingelyf is, hierdie eenheid in liefde met woord en daad teenoor mekaar bewys. Sien nie wat gebeur. Christus sterf vir ons sondes. Ons bely sy naam, hy verwag ook dat ons mekaar moet lief hê en mekaar se eer verdedig. En so ook die 9de gebod teenoor mekaar moet uitleef. Mag God ons daartoe help. Geliefdes, kom ons bid ook nou saam. Barmhartige God en Vader, ons dank U dat U die troostryke gebeurtenis van U Seun, Jesus Christus, se dood ook vir ons gee, dat ons dit kan gedenk. Ons bid U, gee deur die Heilige Gees opregte vertroue in ons hart, om ons al meer aan U Seun oor te gee, sodat ons met Hom, die hemelse brood, verkoop word, en nie meer in ons sonde nie, maar in Hom mag lewe. Verseker ons dat U ons genadige Vader is, en ons U kinders en erfgename. Help ons om onsself te verloon, ons Heiland te bely en met verlange te wag op sy terugkoms, wanneer hy ons in ewigheid tot Hom sal neem. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, om Jesus ontwil. Amen. Geliefdes, ons gaan nou saam sing as voorbereiding op die nagmaalstafel, deur saam te sing Psalm 145, ons gaan daarvan vers 1 en 2 saam sing, en daarna gaan ons ook saam nagmaal gebruik.
Julle kan julle stoele weer terugdraai as julle wil. Geliefdes, die oomblik van die hartsverheffing is my eintlik ook so besonder. Want as ons by hierdie oomblik kom, dan gaan dit regtig oor 'n gesprek tussen jou en die Here. En dis wat die hartsverheffing beteken. Verhef die harte tot Jesus Christus, ons voorspraak aan die regterhand van ons hemelse Vader. En wees verseker dat die Heilige Gees u net so seker met Jesus se liggaam en bloed versterk, as dit ons die tekens van die brood en die wyn tot sy gedagtenis ontvang. Die brood wat ons breek, is ons gemeenskap met die liggaam van Jesus Christus. Neem, eet daarvan, gedenk en glo dat Jesus se liggaam gebreek is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Geliefdes, die beker van danksegging is ons gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink almal daarvan, gedenk en glo dat die bloed van Christus gevloei het tot 'n volkome versoening van al ons sondes.
Geliefdes, ons is gevoed deur Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Ons sien uit na die ewige lewe om saam met hom te wees en saam sy bruilof ook deel te neem. En daarom wil ons hom loof. Kom ons sing saam uit Psalm 136 vers 1 en 2. Omdat die Here ons met die hemelse brood verkoop het, laat ons almal saam in dankbaarheid sy naam loof en prys met die woorde: Loof die Here, o my siel, en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Wat al jou ongeregtighede vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat hom vrees. So ver as die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Hy het self sy eie seun nie gespaar nie, maar hom vir ons almal oorgegee en ons alles gedaaniglik met hom geskenk. Daarom sal ons mond en hart die lof van die Here verkondig, van nou af tot in ewigheid. Amen. Kom ons bid saam. Barmhartige God en Vader, ons dank en loof U, dat U hierdie heerlike beloftes van die evangelie met hierdie nagmaal ons bekragtig. Ons dank U, dat U U eniggebore seun geskenk het as middelaar en offer vir ons sondes. Ons dank U vir die ware geloof, waardeur ons deel kry aan die offer van U seun. Ons bid U, laat deur die werking van die Heilige Gees die verkondiging van die dood van ons Here ons daagliks laat groei in die geloof en in die heerlike gemeenskap met Christus. Om sy naam ontwil. Amen. Geliefdes, daar's nou geleentheid ook om ons dankbaarheid teenoor die Here te bewys deur die dankoffers. So jy vra om asseblief die sakkies aan die een kant af te stuur en aan die ander kant weer terug en nie oor kruis nie, asseblief.
Kom ons sing saam uit Skrifverhouings 4:6 en daarna gaan ons die seën van die Here ook ontvang. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap in die Heilige Gees sal by julle elkeen wees en bly. Amen. Broers en susters, net 'n paar afkondigings namens die kerkraad. Met attest ontvang vanaf die Gereformeerde Kerk Woester is Nikla Du Plessis. Is Nikla dalk saam met ons vandag? Nikla, jy kan net so vinnig opstaan. Ek het amper dink jou pa is saam met ons vandag, maar baie welkom by ons, hoor. Ons is bly om saam met jou ook die Here te kan dien. Dan vanaf die Gereformeerde Kerk Myntjieskop, Elsa van Ginkel, is sy dalk hierso? Elsa. Jy kan ook so net so vinnig opstaan, Elsa, dat net sien hoe jy lyk. Baie welkom by ons. Ons is dankbaar jy is saam met ons hier. Dan vanaf Hoedspruit is Joe en Ronel Kutani. Is hulle hierso? Dit lyk vir my hulle is ons diaspora week, so ek glo nie hulle sal hier wees volgend nie. Maar welkom aan hulle ook in ons gemeente. Dan ter approbasie word voorgehou as ouderlinge en diakens. Ouderlinge is die volgende broers, is Dou Buys, Johan Kruger, Saul van der Walt, Chris Voliter en Gert van der Walt. En dan as diakens is Dion Boshoff, Frederik Grobler en Amore van der Walt. Baie seën ook aan elkeen wat hierdie roeping ontvang het. Mag die Here julle ook deur die Heilige Gees lei om sy stem ook in hierdie tyd te hoor. Dan het ons ook vanoggend tydens die erediens aan 'n paar broers ouderlinge en diakens
ontslag gegee. Ons het reeds ontslag gegee aan Benny Oukamp, Bernard Marits, Gert Potgieter en Santi Marits. En dan wil ons ook eervol ontslag gee aan Johan Rotier. Johan het ek nie gesien nie. Is hulle volgende in die tweede diens? Johan, jy kan ook net opstaan. Ek kyk nie mooi nie. Baie sterkte ook met, ons weet dat as ons nie meer ouderlinge is nie, dan roep die Here ons op ander dele ook. Nee, ouderlinge is nie verhewe nie. Ons leef ons gawes op ander terreine ook uit. Sterkte ook met jou gawes uitleef. Ons is dankbaar dat die Here jou gawes in die tegnologie gebruik en dat ons ook dit kan gebruik. Baie dankie, hiermee kry jy ook eervol ontslag. Geliefdes, is daar nog enige ander algemene afkondigings? Ons het net onthou Vrydag van, ek het vergeet om in die eerste diens af te kondig, maar ons sal dit sommer per WhatsApp net weer uitstuur. Vrydag is Creations Ministries is hulle hierso, en dit is 6:00 die aand, nee Pieter, as ek reg het. 6:00 die aand, Creations Ministries, kom asseblief en woon dit by. Dit is altyd goed om oor hierdie onderwerp te gesels en so ook uit die Here se woord te leer wat hy sê en dat ons nader aan hom ook kan groei deur hierdie gesprekke met mekaar. Dan ons lief en leed, ons dink in ons gebede aan oom Samuel Pieterse. Oom Samuel het hierdie week 'n baie ingrypende operasie ondergaan en sy been moes geamputeer word. So ons dink in ons gebede aan hom en bid ook vir hom vir vrede en die pad vorentoe. Dan ook dink ons in ons gebede aan tannie Ansel Joubert wat aansterk by die huis. Hy was in die hospitaal gewees. Ook aan Hanneke Wolmerans wat hierdie week gaan vir operasie. Ons bid ook vir haar dat die Here haar ook mag seën en beskerm in hierdie tyd. Dan ook in die volgende mense wat ons gelees het in die Lief en Leed in die Kompas. Marita Swart, sy is 'n ou koster in ons gemeente gewees en sy is die afgelope week na die Here toe. Ons dink ook aan haar familie met die verlies en ons bid ook vir hulle. Caitlin Bennett het die afgelope week 'n mangeloperasie gehad en ons dink ook aan haar in die herstel. Dan Gwen Venter wat 'n knieoperasie gehad het, sy sterk ook tuis aan. So ook Laurens Botha wat 'n ander operasie gehad het. Hy sterk ook aan by die huis. Ons dink ook in ons gebede aan oom Efesius Viljoen, hy het toets ondergaan. Ons weet dat oom Efesius se gesondheid die afgelope tyd baie agteruit gegaan het. Ons bid vir hom en bid ook vir sy familie vir vrede. Dan Koos Kronee wat in die hospitaal is met longprobleme, bid ons ook voor. Dan die Nelly Kreer het geval hierdie week en is ernstig beseer. Sy is in die hospitaal en ons bid ook vir haar dat sy ook spoedig sal herstel en dat die Here haar ook sal beskerm. Maar enige ander lief en leed waarvan ons dalk moet weet. OK. Dan die verjaarsdag. So ons baie geluk aan die volgende mense wat verjaar. Gert van der Walt, Johan Vermaak, Gert Kreer, Gerald Eis, Wilna Venter, Dries Douglas, Dick Prinsloo, Peer van Graan, Jonathan Venter, Bert Prinsloo, Magdal Fourie, Wyk Geyser, Mirinda Snyman, Amelia Stein, Leni van Wyk, Doria Du Plessis, Karen Cornet, Sofia Stein, Regina van der Swaard, Karen van Graan, Rini Dippenaar, Erika Human en Anton Smit. Baie geluk met julle verjaarsdag. Mag julle 'n wonderlike verjaarsdag ook hê. 'n Geseënde dag vir elkeen van julle.